gaan ek met julle deel. Dit is my voorreg, ons kan sit, ja, julle kan sit. Dries, sal jy my net daar so help asseblief. Ek gaan vanoggend, dit is my voorreg om met julle te kan deel oor hoe om spyt in jou lewe te hanteer. Nou, ek weet, eintlik moes julle almal nou reg opgesit het toe ek gesê hoe om spyt in jou lewe te hanteer. Daar iemand hierso wat eerlik kan wees en sê ek is spyt oor 'n paar goed. Okay. Al die ander kom gaan uit wat ek julle nou vir julle lief hierso. Ek dink niemand is hier wat eerlik kan sê daar's niks wat ek sou graag wou oordoen in my lewe. As ek my lewe kon oordoen, dan sal daar 'n paar dinge gewees het wat ek sou oordoen. Angelique, sal jy 'n paar dinge wou oordoen? Beatrice, sal jy 'n paar dinge wou oordoen? André, sal jy 'n paar dinge wou oordoen? Verseker. So, ons sal maar, Johan, sal jy 'n paar, kyk, kom al die pad van die Kaap, ons sal jy 'n paar dinge wou oordoen. So, maar hier is van ons, daar's ook dinge in ons lewe wat ons bid, nooit op die voorblaaie van die rapport moet verskyn. Kom, of op Facebook uitgebasyn word. Kom aan, almal, julle kan maar nou afkyk en sê ek wil hulle. En daar self dinge, as ons vir mense ons lewensverhaal moet vertel, dan is daar dinge wat ons graag nie sal wil byvoeg. Wat jy uitlaat. Ja, jy laat dit liewer staan. Ek vertel jy my lewensverhaal, maar daar is sekere dinge wat ek gaan uitlaat. I will share my life story, but I'm gonna leave out a few things. I'm gonna edit a few things. Because maybe you like me, but if you know the truth, what really happened, we're not going to be friends anymore. Daar's baie goed wat ek nie jou sal share, maar daar's seker goed wat ek eerder met myself sal saamdra, want ek dink as jy gaan regtig moet weet wat alles in my lewe gebeur het, gaan jy nie dink it's nice. Kom aan, mense sê iemand hierso. Dankie. Maar vandag preek ek van die goeds in jou lewe wat ons noem die dooie goed. Ek deel met julle vandag 'n boodskap op Sondag ten opsigte van dat die Here jou 'n kans gee en dat daar eintlik 'n dag is waar jy dinge anders kan doen. Waar die Here gee, I'm gonna let you do things over again. I'm gonna do a do-over. I'm gonna do a do-over. And sometimes in life we have to handle people as if I can have a do-over, but I wish you could also have a do-over. Or I grant you to have a do-over. Ek gun jou om ook 'n do-over te hê. Die beste kwaliteit in die lewe, to have the true quality of life, is to have the knowledge and the attitude how to deal with regret. So, my vier punte vandag is, as jy equip word om persoonlike regrets en failure in jou lewe te kan hanteer, dan gaan ek jou help daarmee vandag. Die tweede ding, om regret te sien, that if I want mercy for myself, but have judgment on anybody else, it will have an effect on my own life of letting go. Amen. I'm going to say it again. Hey, al means is gratis. Okay. So, if I want mercy for myself, people mercy for themselves, yeah? But I want judgment on anybody else wat my te nagekom het. Kom, wie is al te nagekom in die plek? Jy kan 2 hande op kop sit. Ek kan 'n voet op kop sit. Jy is al gegooi, jy is met klippe waar dit bekom is.
Ons almal het al dit in ons lewe ervaar, but if you want mercy for yourself, you can't have the attitude on judgment for everybody else, because everybody needs to do it. Yes. Amen. So, daar wil ek ook Jesus groter maak en die kruis en die resurrection beter maak. En ek wil ook op 'n plek kom dat ons almal op 'n plek van celebration kan wees. So, if you lived in the city of Samaria, dan moes ons besef het dat in die biblical time, in die tyd toe Abraham geleef het en almal, ek gaan volgende Vrydag bietjie daaroor praat, maar toe Abraham geleef het, waar was God? Hulle het nie geweet, waar is God nie? God is bo. En hoe het jy geweet, jy maak God gelukkig? Dit reën, want jy het plante en jy het saad op die lande. So how do you know if you're peace to gods? It starts to rain. How do you know the gods are mad at you? It starts raining. So what do you do when it starts raining? You sacrifice. What do you sacrifice? Everything. And how do you know if it's working? It starts raining. How do you not know it starts raining? How do you not know it's not working? It stopped raining. It still stops raining. So droogte is die groot baie kwaad. Maar wat doen jy as jy in Iran leef? In hierdie plek was in Iran. So wat hulle gedoen het, hulle het self-mutilation en gegaan hulle self gesny. Hoeveel keer? Ek weet, die totdat het al begin reën. So hulle het hulle self gesny en aanhou sny. So toe God met Abraham praat en Abraham weet, God homself voorstel, toe sê hy, ek is die God El Shaddai. Almal het gewonder hoekom het God vir Abraham gesê ek is El Shaddai. So actually wat gebeur het, hulle het so baie gode gehad wat hulle aanbid het. Hulle het die God in die dag aanbid, die son, wat hy is die grootste, die sterkste, die helderste. Maar die son gaan onder, so het 'n ander God ook nodig. Toe aanbid hy die maan God. Toe kom hulle agter die maan werk deur die vrou se menstrual cycles. 28 dae. Dit moet 'n amazing God wees as hy die vrou kan uitfigure. So toe besluit hy, okay, dan aanbid ons die maan, want hy het die effek op die vrou, en ons aanbid die son. En al die ander goed. En toe kom God by Abraham te sê, as jy wonder wie is die grootste God, ek's groter as hulle almal. Ek's El Shaddai. I'm God Almighty. En God sê vir Abraham, die eerste ding wat God vir Abraham sê is, I want you to go and mutilate yourself. Abraham het nie gedink jou slaafs nie. Hy het gedink, okay, we used to that. We cut each other, we cut ourselves. And God says, go and cut yourself one time. Vat 'n skerp, slaan hard, slaan een keer, slaan gaar. En dan moes homself besny. Die self-mutilation is nou klaar. As jy jouself 2 keer moet besny, het jy iets verkeerd gedoen. So, 1 keer gesny, dis klaar, dis verby, no more self-mutilation, ek's okay met jou. En hier kom ons in hierdie plek, in hierdie tydperk, waar daar in hierdie tydperk skryf daar die een ou en hy sê, I prayed to the gods on stone floors until my knees bled. So what kind of God take pleasure on you hurting yourself so that he can be who he really is? Is wanneer ons by ons God uitkom, het God vir Abraham gesê, ek wil hê met jou enigste seun vat, jou seun offer, because that's what I did. They one up themselves, completely the whole time. Hoe weet ek die God is gelukkig? Dit reën, as hulle nie gelukkig is nie, dan offer ek my kind, dan offer ek my tweede kind, dan offer ek my eerstgeborene, dan offer ek my dogter, maar het ook al is, hulle het one up, wat hulle het geraai. Toe kom God en sê vir Abraham, ek wil hê, vat jou seun, jou enigste seun. Sarah, nie gemaak daaroor nie, because that's what I did. En hy vat hom op by die berg, hoekom op by die berg, want hulle steek
so die rook gaan op en dit kom by die vooruit. En God vir die eerste keer gaan hy en hy sê vir hom, toe hy hom wil doodmaak, toe sê hy, hierdie gaan meer skade aan jouself doen, mentally and emotionally, vir die rest van jou lewe. Stop, but I promise you, I will not withhold my son. And for the first time in the whole century of God, there is one kind of God that showed mercy and grace. Amen. Dis hoekom Abraham God gedien het. Nie op grond van wat hy gekry het, because God was the only God that gave without asking. Amen. That's why while we were still sinners, God loved us. So it's not your lack of faithfulness or that your lack of never compromise. It is God's faithfulness, because God is faithful even though you are unfaithful. God will always be faithful. So I think many times, and ek dink in ons almal se lewe, we try to control God's emotion by what we did. And in this time, in this scene, when you talk about the cross, it's not what happens before the cross that really matters. It's what happened on top of the cross. Oh, yes. Baie keer gaan ons en sê, dis as gevolg van hierdie wat gebeur het, maar ons vergeet van dis wat bo op die kruis gebeur het. So, I want to share with you hoe om regrets hanteer. Daar was een dag in 'n jaar gewees waar niemand niks gewerk het. They weren't allowed to do anything, Timothy. Can you imagine? Nothing. They weren't allowed to speak. They weren't allowed to sing. They weren't allowed to pray. They weren't allowed to worship. They weren't allowed to work on the fields. Hulle mag niks gedoen het. Heeldag niks doen. Nou, hierdie was die heiligste dag van die jaar. It was called Yom Kippur, the Day of Atonement. Dis letterlik Goeie Vrydag. En ek gaan julle nou wys hoe ons daarby gaan uitkom. Daar was 'n wet gewees, Shabbat Shalaton. Shalaton. Shabbat Shalaton means om te rus en niks te doen. Sodat niemand kan sê dat ek iets gedoen het op hierdie dag to receive atonement. That niemand can say it's because of my prayer or because of my work or because of my action that God did something. This is the only day that it's completely left unto God. En niemand kan sê dis wat ek gedoen het of gesê het of iets in daai ding. So it's niks van jou nie, is almal. And this day, God is giving you a clean slate. Ek gaan letterlik, ek gee jou 'n tweede kans. Ek gee jou vir die ouens wat golf speel, ek gee jou 'n mulligan. Wie gebruik mulligans? Ek gebruik 'n paar mulligan. 'n Mulligan is wanneer jy extra hou in golf kry, sonder dat dit teen jou getel. Vir die wat dit nie geweet het. So jy kry extra hou in golf, iemand sê vir jou, ag ek gee vir jou mulligan, jy kan oorstap, oor niks. Okay, so nou op hierdie tyd, in the day of all, en hulle vir weke, 'n hele dag, is partykeer, in the day of all was dit 'n paar dae wat vir hulle gegee het. Het hulle klippe bymekaar gemaak, groot klippe bymekaar gemaak, met al die regrets, al die teleurstellings, al die plekke wat ek gemis het, in my eie lewe, wat ek gemis het in alle mense se lewe, alle mense my teleurgestel het, alle mense my seer gemaak. Kere wat ek dink, ek kan nie glo jy dit gedoen het. Kere wat ek voel, wie is dit wat dit gedoen het? Kere wat ek gewoon, what happened? How did I miss it? How did I miss it? Of kere wat jy vir jouself in die spieël kyk en jy herken nie die persoon wat jy daar sien en dink, where did I lose it? Where did I lost my joy? Where did I lost my peace? Where did I lost my marriage? Where did I lost myself? Wat het my gedryf in hierdie dinge? So hulle dan die klippe bymekaar gemaak en hulle dit in 'n emmer gesit. The day of all. In die day of all het hulle dan al die klippe bymekaar gemaak. Elke liewe ding
that I messed up. Kere plekke waar jy gemest het. Dat ek met soveel regrets het, en mense ons allemaal het al regrets. Dit hou ons wakker in die aand, jy kan nie slaap, jy rond in die bed, jy dink jy mense kan dinge net oor, as ek hierdie ding, as ek kan, if I could turn back time. So, if I could turn back time, kon ek dinge anders te gemaak het, en hier gaan het, en op Yom Kippur, was dit ook belangrik dat die oester van die veld af ingekom het. Wanneer die oester van die veld af ingekom het, moes hulle nuwe saad saai. Wat op die kruis gebeur en op die fisiese land gebeur, is dieselfde in jou lewe. God gee jou kans to start a new harvest. Go and plant new seeds. If you're going to plant the same seed, you're going to expect the same harvest. So what happens in a spiritual must also happen in the physical. Ek wil jy moet dinge anders doen. As jy moeg is vir die selfde oes, jy is die oes, gaan plant nuwe saad. Nie net fisiese lewe nie, maar ook op die lande. So, wanneer dit gebeur het hulle dan gegaan. En dis waar die woord sê, His mercy is new each and every morning. Jesus spoke about it and he said that vergifnis is 70, hoeveel keer moet jy vergewe? 70 maal 7 keer. 'n ander gedeelte sê dat Yom Kippur was vergifnis vir jouself en ander, eenmaal 'n jaar, of dit kan Jesus wees 70 maal 7 keer elke dag wat jy kies om te vergewe. So die vraag hier is moet ek vergewe myself elke dag, of kan ek dit eenmaal 'n jaar? Maar actually kom Jesus met hierdie hele voorbeeld van Yom Kippur, and God is saying, my heart to you is that my mercy is given each and every day, to start over each and every day. But if you don't want to forgive, at least forgive yourself and others at least once a year. Amen. So Leviticus 16, kom ons kyk. Hier's 2 voorbeelde in die Bybel van totale vergifnis en hoe om te deel met guilt en dit. And Aaron shall offer a bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. He shall take 2 goats, say 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Then an Aaron shall cast lots, so daar word loetjies getrek, dobbelstinkies gegooi. For the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Say scapegoat. So dis sondebok. Onthou jy ons gesê hy is sondebok. Nou dis die sondebok. Dis waar die woord vandaan kom. And then Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. But a goat on which the Lord fell, the scapegoat, shall be presented alive before the Lord, to make atonement upon it, and let it go as the sheep goat into the wilderness. So, ons kry nou hierso twee dinge. Julle moet sien hoe Jesus alles vir ons geword het. Jesus is die scapegoat, die sondebok, maar hy is ook die offering unto the Lord. En ek gaan julle wys uit die Bybel uit hoe werk. En hoe kan jy vandag in die einde van die diens gaan ons bietjie vloei en bedien en al die goed is, maar ek gaan jou help deur die werk van die Heilige Gees dat ons hier kan uitstap. Totaal vry, totaal skoon en 'n nuwe blaadjie te kan begin. So ons 2 goats, een was vir die Here en die ander een was die scapegoat. Al was nooit iets getrek om te besluit wie is die een vir die Here en wie is die een vir die mense. En dis 'n slegte dag om 'n bok te wees, regtig in daai kleedere. En hier gaan dit in die sondebok se naam is Azazel. Sê Azazel. Azazel. En interessant, in X-Men is daar een karakter in X-Men wat se naam Azazel is, wat beteken to take away. Interessant. Azazel beteken to take away. Okay. Of that beteken to be in the hand of the enemy, or to take the weapon away from the enemy. So wat daar gebeur het,
Hulle vat na die een goud binne in die tent. Hulle maak dit vas voor die altaar. Dis die een aan die Here. Die Azazel, die een is in die tent van samekoms, die Holy of Holies gaan nou die Holy of die word daar vasgemaak binne in die tabernakel en die Azazel is buite by die mense. So wat hier gebeur, moet hier gebeur, anders gaan die mense die gooi. So letterlik wat hulle dan gedoen het, as die woord dan sê, Jesus died before the foundation of the world. 1 Petrus 1 vers 20, he was crucified before the foundation of the world. Hebreërs 4 vers 3, he was sacrificed before the foundation of the world. Revelations 30, blessed are those whose name is written in the book of the Lamb, who was slain before the foundation of the world. Hebreërs 9, did you not know, all of you, it was impossible for the goats to take away your sin, but God let you do it, because your conscience needed to be appeased. For don't you know Jesus died before the foundation of the world? So 'n groot ding van ons is dat ons net dink dat Jesus gesterf het nou 'n paar 2000 jaar terug of wat, maar eintlik sê die woord vir ons dat Jesus died before the foundation of the world. Dat Jesus actually al gauw daai lam was wat in die tuin van Eden geslag was wat Adam en Eva bedek het. Jesus was all the goats and all the lambs that was slain for all of history, even before the foundation of the world. Maar God moes Jesus aarde toe laat kom, sodat dit wat in die gees is in die fisiese dimensie kon manifesteer. So the God of the Lord was strapped and tight, and then the priest came. Kom nie so my pragtige vrou. So what happened is the goat, kyk al die mense by die huis, kyk my mooi vrou. I'm a lucky man. So die goat was vasgebind by die altaar. Dan het die priest gekom, die hoofpriester, en hande op die gout gelê. En hulle het die woord Mala gebruik. Mala. Mala beteken, sê Mala? Mala. Gooi Mala. Mala. Okay. Mala beteken to be pressed. To press in, or to impart. So dan het die hoofpriester sy hande op die gout gelê, amper sê ek op haar gelê. En hy het sy hande op haar gelê, en hy het gemala. He pressed all the sins, all the regrets, all the impurities, alles wat die mense ooit fout gemaak het, wat God in sy boek opgeskryf, het hy dan gemala. Wanneer die priest gevoel het, dat die mala het op haar gekom, op die gout gekom, het hy sy kop weggedra. So dis hoekom Jesus gesê, my God, waarom het U my verlaat? That's why God turned His face away. Because all the sins of humanity came on Jesus, the goat that was sacrificed. And Jesus said in Gethsemane, I am pressed. So Mala means pressed. Pressed means Gethsemane. So Jesus said, Father, I am pressed. I'm Mala. The sins of the world came upon him. So on the cross, toe al die sondes op Jesus gekom het God sy kop weggedraai, soos die hoofpriester sy kop weggedraai. So, Mala beteken dat all the regrets, al die sondes, al die swakkelinge was op die gout. Daar is niemand wat nog gestaan het, maar wat van dit nie, alles is op die gout. Dan sê die priest, Father, I press the sins of the whole world upon this goat. Exactly at 9 o'clock, 9 uur, ons gaan dit volgende Vrydag sê, 9 uur, the priest will say,
It is finished. The word of God said exactly at 9 o'clock. Exactly at 9 o'clock, Jesus shouted, it is finished upon the cross. Dan is die kruis se keel afgesny. En die priester het die waal uit die bloed opgevul. En hy het in 'n sirkel van 'n 8 beweeg met die bloed. En dan het hy gesê, do not touch me, because I wasn't yet at the Father's. Toe Jesus uit die dood uit opgestaan in die tuin, wat het hy vir Maria gesê, moenie aan my vat nie, want ek is op by die Vader. So the priest said, do not touch me. Dan het hy die water 7 keer in die Holy of Holies oor die mercy seat uitgegooi. So wanneer hy dit uitgegooi het 7 keer, 7 is die volmaakte getal, is die perfekte offer. Openbaring praat van die 7 fonteine van die bloed van Jesus, dat die engele uit die hemel uitgekom het en oor ons op die hele aarde. Ons kan by die volgende Sondag, Vrydag gaan oor praat, die 7 fonteine van Jesus opgeneem het en in die hemelse mercy seat gestrooi het. So, the priest het dan gegaan. So, naderhand kom die priest uit en hy staan voor die mense en hy's 'n bloody mess, want hy's vol bloed en al die bloed oor hom en bloed het gespil en dit. Dan het die priest sy hande gewas. Het hy sy hande gewas en na die mense toe uitgestort, om te proef dat dit regtig hy is. Want hulle was baie bygelowig, hulle het almal geglo, selfs Jesus verskyn het, hulle gedink dit is 'n spook, toe Jesus op die water geloop het, het hulle dink hy's 'n spook. So hy het sy hande uitgestrek om te wys, dit is so, en my hande is skoon. En presies wat Jesus gedoen het, toe Jesus aan Thomas, ongelowige Thomas, verskyn het hy ook sy hande uitgestrek en gesê, hierdie is regtig ek, kyk eens. Maar nou kom ons by die tweede kant. So die tweede kant, die Azazel. Nou gaan ons kyk, Levitikus 16 vers 21, die Azazel. Wat beteken taking him away? And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children. Iniquities is nie net sondes. Dis wat ek aan ander gedoen het. Ander aan my gedoen het. En ek aan myself gedoen het. So die woord sê julle sondes en ongeregtigheid. Baie keer bely ons sondes, maar ons bely nie ongeregtigheid. Soos ons kyk, daar's geen wet op die aarde. You shall love the Lord your God before your heart, and you shall love people. So een sondes is my verhouding met God. Iniquities is my verhouding met my medemens. Dus kon God vir Kain gesê, jou broer se bloed roep tot vergelding. What was that? Sonde? Moordsonde, ja, maar iniquity op aarde het uitgeroep. So, nou sê hy, to confess over all the iniquities. So is sins and iniquities. So dis ook God al twee cover. Hy cover met die een, cover hy sy verhouding met God, covering God and the first God. The second God is about iniquities. Me towards other people towards me, and me towards myself. Not really God, but towards myself. Is it all right on me? Okay. So, hierdie is waar labels afgevat. Because we love to label people. But we should label products and not people. We should treat people as people and not as labels, as products. So with iniquities, God is taking away all the labels. Ag, sy is geskeide, hy is geskeide, hy het dit gedoen, en daai gedoen, hierdie gedoen. Och, het jy nie gehoor waar hy vandaan kom nie? Dis al 4, 5, 10 jaar terug, maar daai label geef nog steeds aan jou. En dis die probleem, dis waar die Facebook, TikTok, wat gaan en hy label people and criticize people for what they did 3 years, 4 years, 5 years. Daai
persoon het al lank op met die Here daaroor gedeel. Daai persoon het al lank op geheile reggemaak met die Here, maar daai label is nog steeds daar. And that's what God said. He's sick and tired that people are treated by labels as product and not treated as people like they deserve to be. It's quite like the army to say for iemand al. Okay, so God is getting God is getting rid of the labels. God kom en sê, ek wil nie met vry. Ek wil nie met vry wees van die foute wat ek gemaak het. Ek wil nie met vry wees van die foute wat ander mense sê jy gemaak. Ek wil nie met vry wees van wat jou ex-vrou sê, jou ex-man sê, jou vorige baas sê. Ek wil nie met vry wees wat jou broer sê, jou sussie sê, jou baas, pa, wat ook al. Want die sake, ek wil nie met vry wees. Ek wil nie met vry kom van al die goed. So, nou kom hulle en hulle bring nou hierdie bok na buite. Well, I confess under all the iniquities of the children, all the transgressions wat jy verkeerd gedoen. Concerning all they say all. Sê all. Dis nie net wat jy dink nie, it's all. Ja, maar pastoor, wat van die? All. Ja, maar pastoor, as hy dan hierdie goed is, all. Ja, maar sekerlik is die bloed van Jesus nie vir dit. So, but what about this, Lord? All sins, all transgressions, all iniquity. But surely the Lord didn't mean this. But what about 10 years? Surely 10 years? But surely not. I want you to have peace. Yes. Ek wil jy moet rustig slaap. Ek wil jy moet ook kyk wie jy kan wees met jouself. Maar ons seker goed wat ons bely, maar ons loop nog rond met ander goed en sê, surely not this. And there's a lot of people on TikTok and Facebook and yes, ouers, I can skink ouers and all that goed. God said all. So God said all the transgressions, alle transgressions wat jy aan ander gedoen het en ander aan jou gedoen het. Ander aan jou is iniquities. Transgressions is jy aan ander en jy aan yourself. Putting them on the head of the goat. So het gaan na die goat. And shall send it away in the wilderness by the hand of a suitable man. The goat shall bear on itself all the iniquities to an inhabited land, and it shall release the goat in the wilderness. Okay, come. So nou gaan hulle weer en hulle lê hande op en hulle mala. All sins, all iniquities. Hulle maak hierdie goedjies maak hulle oorlopends te vol op eintlik. Al die kapai, nee, ek wil nie enige van hierdie goed met terugkom nie. I'm bringing my bucket because if you don't bring your bucket, next year you're going to carry 2 buckets. En dan maak jy die lewe swaar, want dis wat gebeur. Mense ons loop met buckets vol regrets en seer en pyn en teleurstellings rond en dit maak die lewe swaar en raak jy begin swaar al in die een kant. En dan in die ander kant. En nou gebeur dit, ons lewe raak net so swaar. En die Here sê ek wil jy met jou hele emmertjie kom, want volgende jaar gaan ek aan emmer. Maar hoor nou eens, dan gaan hy, dan bou hulle, dan vat hulle touw, 'n rooi touw, dan bind hulle dit om die goat se kop. En wanneer hulle dit gedoen het, staan die goat daar met al die sondes op, met 'n rooi touw om sy kop. Nou as jy op die kruisigingsdag na Jesus gekyk het, if you had a look at Jesus, and there was a crown of thorns on his head, how would that goat look like? A goat with a red rope tied around his head. Dan het die priester gesê, die hoofpriester, well, Israel, your sins is taken away as far as the east is from the west.
They released the goat into the desert. The priest would cut a piece of the red cord and hang it across the temple door for all to see. Dan moet die ou met die gout in die wildernis het gaan. Dan vat hy hom na 'n hoë koppie toe en laat die gout oorgaan en dan vat die gout homself mos. En dan, die Mishnah vertel ons dat there was a certain time that all the sins and iniquities was passed upon the goat and it sent into the wilderness, and after 4 days it returned. Wat doen jy as jou gout met al jou sondes en al jou swakheid en dit wat jou vrou jou oor beskuldig het dat die daaraan kan doen, ag prys die Here, dit is verby hier kom, hierdie gout met al jou slegte diens en al jou foute terug. Jou vrou sê, my man, jy is nie vry van hierdie ding, jy is terug. Vrou, hier is jou bakken, vat maar weer jou bakken. En die mense het te kere gegaan, toe die gout terugkom. So, die Talmud sê, sodra die gout gesterk, daai tou wat gelê voor die tempel, wat rooi was, turn to white. En dis waar die woord sê, al was jou sonde so rooi soos skarlaken, sal wit word soos sneeu. Amen. So actually, as ons mense hanteer, soos die foute van hulle verlede, dan beteken dit, we become the weapon of our enemy. And we say the blood of Jesus wasn't good enough. En imagine, hoe sal jy voel, as jy daai duisende mense was, wat al voorgestaan het en gekyk het. En jy is bewus van al die sonde, jy is bewus van alles wat jy verkeerd gedoen het, al jou regrets, alles. En jy, al wat jy doen, is wat niemand mag praat het, al wat jy doen, jy hou net daai rooi vleksel dop, en jy wag, en jy sien hy verander in wit, en jy weet, yeah, thank God, it is over. I've got a clean slate. Pilatus se woorde, toe hy gesê het, en Pilatus het ook sy hande gewas. En toe Pilatus sy hande was, sê die woord van die Here, en Pilatus sy hande gewas, na die mense toe gewys. En hy sê, I felt no fault in him. En die woord van die Here sê, en hy sê vir die mense, wat moet ek doen met hierdie Jesus? En hulle sê, crucify him. Actually, the word in John says, take him away, Azazel. Take him away, Azazel. Azazel. Let him die. Let him die as our Azazel. And then, after everything was done, Hebrews 10 verse 11, one sacrifice for sins, he is now sat down at the right hand of God. So in John 2, I'm going to read it to you. In John 2, ek gaan afsluit hiermee. John 2. My little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father Jesus Christ, the righteous. And he himself is the proportion for our sins. And not only for ours, but for those of the whole world. So actually what happens, so direct na die hoofpriester sien, dat dit stuur wit geword, die hoofpriester gaan sit op die stoel. En dan is het verby. It is done. Everything is done. Pilatus, toe hy Jesus oorgegee, he sat on it. Now the word of God says, and we've got one sacrifice, one high priest, who went to the Father, who bore all our sickness, all our iniquities, all our sins, all our regrets, and who sits down with the Father. So I want to tell you, the hands being washed. I want to tell you the cord has turned white. Now I want to tell you the priest has sat down. And the goat has left the building. The goat has left the building. For me and for you and everybody else. As ons gaan voel vandag dat maar wat van hierdie, dan beteken dit ons dat die hoofpriester weer opstaan.
van die woord sê, ons het 'n hoëpriester wat vooruit gegaan het vir ons. Hy was nie net die scapegoat, die sondebok wat alles gevat het, wat ek aan jou gedoen het, jy aan my gedoen het, ander aan jou gedoen het, jou sondes, jou ongeryk, jou goedes, wat jy nagteoor kan, ek sukkel met hierdie dinge, kom nie oor hierdie ding nie, en dit keer dat jy bid, dit keer dat jy die Here dien, dit keer dat jy jou hand op hoog het, keer dat jy in vrymaking loop, maar hy het ook die sondebok geword, sodat jy oké kan wees, en God na jou kyk en vir jou sê, ek is oké met jou. The high priest sat down. Dit beteken dat die hoëpriester Jesus weer moet opstaan. Beteken dit, jy sê, die werk is nie klaar gedoen nie. Die lam wat vir ons geslag. Ek wil afsluit met die laaste. Daar was 'n jong man wat doodgegaan het, en hy kom in die hemel. En hy kom by Jesus, en ek sien Jesus, en hy sê, Jesus, ek is so bly vir my gesterf, ek is vir jou so baie lief. En Jesus sê, is daar iets wat ek vir jou kan doen? En hy sê, ja, ek wil graag my sondes sien. Jesus sê, hoekom? Hy sê, ek wil net my sondes by geregtigere, my lewe, ek wil dit graag sien. Ek weet alles is opgeskryf, maar ek wil dit sien. En hy stap in 'n saal en daar's so groot boks van die grond af tot op bo. Daar's 'n leer wat opgaan by die boks. And as he was climbing upon the ladder, he was remembering every sin, every time that he falls short. Bible says he falls short of the glory of God. Elke geheime sonde, elke geheime dingetjie, elke ding wat ons gemis het. And he remembers it. And the tears were rolling down his eyes. And I fully shame and I fully go, wat ons voel so honjo. En party van goed was dit, weet jy dit, ek kan nie glo. Hoe kon hy? En hy klim het uit en hy onthou. En die trane loop en hy lig, met bewende hande lig hy die deksel af. En hy kyk in. En heel onder is so 'n rooi kaartjie waar daar geskryf is. Not guilty, covered by the blood of the Lamb. Amen. The goat has left the bowl, sodat elkeen van ons vandag, van volgende Vrydag, met die kruisiging, 'n nuwe clean slate kan begin. En as jy nie vir jouself en vir ander 'n clean slate beteken het, al daai 39 goue waarmee hy geslaan is, waar hy sê jou naam is in my handpad gegraveer, waar hy gemelaas, waar hy gesê het hierdie pressure is te veel, waar God sy kop weggedraai, het hy vir jou die reg gegee om te sê, bring jou hele pakket, want ek wil nie, jy moet my swaar dra aan is, I love you too much. En die way waar jy mercy kry, sal jy dit asseblief verander oorgeen. Al verdien hulle dit. Steek hulle dit verdien. It's not because they're not worthy. It's because he is worthy. Amen. Baie blessings. Almal by die huis ook, was 'n voorreg om julle saam met ons te hê. Ons gaan nou verder vlieg, ons gaan 'n bietjie bedien. Dankie vir almal wat saai in hierdie ministry en vir die werk van hierdie ministry. Onthou, dit is ons laaste live diens. Volgende Vrydag het ons 'n diens, so ons sal die woord vir julle share. Dankie vir julle almal. Ons seën julle, ons bless julle. Ek seën julle met vrede. Ek seën julle met peace. En ek seën julle met 'n clean slate. The God has left the building. Amen.